Dag julle, soos julle kan sien, staan ons hier op die brug van die Valdamse sluys hier reg agter ons. Nou wat is die rede vir hierdie reeks wat ons gaan doen? Baie eenvoudig, ons het besluit as gevolg van al die vrae wat ons kry van ons Facebook af is, die mense vra, waar kan hulle gaan hengel? Watter oewers kan hulle by daai tipe dam gaan hengel? Watse tipe gery moet hulle gebruik? Watse tipe vis kan hulle vang? Ons gaan julle deurpraat deur dit alles. Ons het 5 damme gekies, naamlik die Valdam, die Vaalrivier, Bloemhof, Klipdrif en Rietspruit. So ons gaan elke week vir julle 'n kompleet ding doen rondom die dam, die ligging van die dam, waar jy kan gaan hengel, potensiële blyplekke by die dam en watse tipe vis jy kan vang, watse afstande om te gebruik sowel as die aase. So vandag is dit natuurlik die Valdam. So ons gaan nou rustig 'n plekkie soek waar ek kan stop en ek gaan vir julle gou-gou deur die gery praat en die tipe aas wat ons kan gebruik vir die dam, die oewers waar jy kan hengel en net om 'n bietjie informasie te gee van Valdam. Die damwal agter my is 63 meter hoog. Dis 'n dam wat 2.6 biljoen kubieke meter water bevat en as jy op een punt begin en jy ry reg rondom die dam, al in die rondte en jy kom weer terug tot by daai punt, 880 kilometer se waterfront. Dis 'n dam wat in 3 provinsies geleë is, naamlik die Oranje Vrystaat, Mpumalanga en Gauteng. Nou besef julle wat is die omvang en die impak van die Valdam. Maar kom ons gaan na 'n stukkie water toe. Ons gaan alles uitpak, gaan vir julle mooi wys watse tipe gery kan ons gebruik en die tipe vis wat jy kan vang en natuurlik watse aas jy kan gebruik. Nou ja, soos julle weet is Supercars besig om 'n paar roadtrips te maak. Ons het die heel eerste besluit was natuurlik Valdam. En ek en my vrou en my seentjie het in die kar geklim en ons het Valdam toe gery. Ons is tans hierso in Denysville, die eerste paadjie toe ons inkom links gedraai, reguit af met die grondpaadjie en hier agter ons is die magtige Valdam. En net agter dit natuurlik die marina van Denysville, klomp van die seilbootjies wat hier agter ons staan en honderde oewers natuurlik langs hierdie dam. As jy sou moet aangaan en jy ry op pad Oranjewil toe, gaan jy plekke kry soos Jackie Leonard, Kees, Flamingo Bay wat aan jou linkerkant gaan wees, aan jou regterkant gaan jy Riviera kry, dan kom jy in Oranjewil, jy kan by Oranjewil self hengel en as jy oor die treinbrug gaan, kry jy natuurlik al die plekke soos Knoppiesfontein jou regterkant, Mehansi, Ardenza, Moelmans nog links, natuurlik Biermans, Leeuplaas en so kan ek aangaan en aangaan en aangaan. Hierso is letterlik tientalle oewers waar jy kan hengel. Maar hoekom kies ons 'n dam soos Valdam? Natuurlik vir die vis. Kom ons begin by watse tipe vis kan jy vang? Ek gaan nou maar net so 5 spesies noem wat ek dink die primêre vis is wat jy in Valdam sal kan vang. Dis jou kleinbekgele, jou grootbekgele, jou graskarp, jou gewone karp, jou babers en jou moddervis. Nou dis die vis dink ek wat 'n baie maklike teikenspesie is. Met die dam wat natuurlik so lekker vol geword het oor die laaste jaar en 'n half het van baie laag af na oor 100% toe gaan en dit het natuurlik beteken dat die water in al die gras en al die bossies en in die bome ingegaan het, wat beteken het dat daar 'n verskriklike groot aanwas was. So die vis het ordentlik gespon, wat beteken daar's baie klein vis in die dam en dit is natuurlik baie pret, veral vir die kleintjies, want nou kan hulle daai visies op 35 vang, 45 tot en met 70 vir ons kompeterende ouens, is dit ook natuurlik 'n lekker teikenspesie want jy bly lekker besig. En so gaan ek julle deurpraat deur die afstande wat ons as Supercars span. Jy moet onthou ek het so 50 pro ouetjies wat permanent oral rondhengel en ons het al hierdie inligting gaan vat en gaan sif en bymekaar gesit vir jou as gebruiker, kyker en natuurlik hengelaar om dan te weet as jy Valdam toe kom, wat kan jy verwag? Nou, daai naby afstande, dit help nie, jy gooi 'n langstok soos 'n 13 voet stok op 35, is totaal ongemaklik, dis onvanpas en dit is makliker om met 'n kort stok. Nou wat ek sal doen is ek sal vir daai kort afstande sal ek 35 tot 80 hengel
En my voorkeurstok sal 'n 10 voet stok wees, en hier het ek die short range van Sensation. Dis 'n ongelooflike goed gebalanseerde ligte stok, waarmee jy van baie naby, kom ek sê dan tot 'n ordentlike 75, 80 kan gooi, en dit bly binne in jou hand. Nou wat se katrol sal ek vir hom gebruik? Ek het my hele katrolkas gebring. Groot voorkeur is natuurlik die Tactical, soos julle daar kan sien in sy mooi olyfgroen. Dis die TR4000, baie ligte katrolletjie, doen natuurlik alles wat jy wil hê op daai kort afstande. En nog 'n katrollie, new kid on the block, is natuurlik die klein booster. Dis ook 'n 4000 grootte katrol wat op daai stokkie pas, want sou jy te groot katrol op daai stok sit, is dit baie ongebalanseerd, veral vir die klein mensies wat nie die krag het om daai groot gery te hanteer nie. So daai is natuurlik 'n baie goed gebalanseerde setup. Nou kom ons sê die visies is enige iets van 75 na 100 of 105 toe, is my voorkeur, en onthou dis net my voorkeur, sal 'n 12 voet stok of 'n 12 voet 6 wees. En ek is op hierdie stadium smoor verlief op die DCR, en hoekom? Hierdie stokkie weeg onder die 300 gram. Dis 'n ongelooflike ligte stok, baie goeie grafiet samestelling, maar natuurlik jy kan kies. Hoekom daai 12? Want jy's binne jou sirkel, en jy kan met hom doen wat jy wil vir daai afstande. Jy kan 'n groter lood opsit, jy kan 'n groot veer opsit met baie voer. En wat sal ek daar gebruik? Natuurlik weer, the new kid on the block is die nuwe booster. Soos julle daar kan sien, vreeslike mooi katrol, 7 koelaars, alles wat jy wil hê. Jy moet natuurlik nie die ou strydos, die Aventa, vergeet nie. Dis 'n ongelooflike gladde, sagte katrol, genoeg lynkapasiteit, en hy balanseer baie mooi uit met daai ligte gery. So met ander woorde, dis jou medium afstande. En nou kom ons natuurlik by die groot gunne. As ons nou die groot lote wil gooi, of daai verder afstande wil gooi, en die ouens met die groot arms, is natuurlik, en daar is vir my op hierdie stadium net een stok, en dis my DC Ballistic. Nou jy kry hom in verskillende lengtes tot en met 'n 13 tot en met 'n 14 voet, maar ek verkies die 12 voet 6 of die 13 voet uit baie poeier. En natuurlik wat se katrol sal ek by hom sit? Is die Obsidians. Julle sal sien sy groot spoel. Kyk hoe mooi rol hy daai lyn op, en daai katrol pas perfek op daai stok, en die rede daarvoor is sy omslag, as hy die lyn inrol, is baie vinnig, so daai lang afstande kry jy natuurlik daai aas van jou baie vinnig terug by jou. So dit sou my gereedskap wees wat ek sou gebruik, en onthou net, dis slegs 'n barometer, dis net om julle te help om die regte gery vir die regte afstand te kies. Ja julle, nou kom ek natuurlik by die gedeelte wat my super opgewonde maak, en dis natuurlik klere en geure. Dit is die heel einde van alles. So met ander woorde, wanneer jy nou daai stroppie in die water gegooi het, die laaste ding waarby jy uitkom is die aas. Nou, Supercast het verskriklik baie moeite gedoen met behulp van al sy pros vir die laaste jaar en 'n half om geure en klere te identifiseer en te ontwerp sodat dit vir jou natuurlik makliker is. Ek het so 2-3 weke terug het ek proewe gehengel by 'n oord wat ons genoem het Leeuplaas hier langs Valdam. Ek het 2 botteltjies uitgehaal. Die een was natuurlik Paint en Kiana geweest, en die ander een was Sniper en Wasp. Ek het dit op die een voerballetjie gesit en die ander een op die ander voerballetjie. Wat ek op die hoeke gehengeld was ons Wasp, wat op hierdie stadium verskriklik goed doen as 'n sagte floutie onder. Bo het ek gehengel met 'n geel of 'n wit Jana flout. Julle sal sien dis 'n houertjie wat klaar gemeng is, so ek het bietjie rondgespeel met die kleur vir die kontras. En ons het nou onlangs ook Jana uitgebring in 'n oranje. Dan moet jy natuurlik nie vergeet van jou harde oranje Gumtree flout. Ek sal dan bysit Bandleak of die Banshee Soft, en om alles af te rond natuurlik die wit Garlic Hooser. So dit is ons hoekasies. Kom ons kom terug na die klere toe. Onthou wat ek gesê het van die duos, 'n goed ontwikkelde geur en kleur vir jou om net op te sit. Wat ek sal bysit natuurlik by daai ander 2, ek sal die Tracer en die Banshee bysit. Ek sal 'n Gumtree bysit wat ek opsprei, dalk 'n bietjie Jana ook, en natuurlik 'n Tracer en Banshee wat 'n ongelooflike reuk is. Wat ons wel agtergekom het hierdie laaste tyd
Buddles is weer besig om sy kop uit te steek. So daar's een van daai ouetjies wat jy so in die agtergrond kan vis. Moenie vergeet van hom nie, natuurlik Legend. Nou daai so maklik soos dit, jy kan daai goedjies vir jou net so gaan koop en sit. En wat gaan ons op die voer sit? Nou ek kan nie anders as om hierdie geel pak op te tel. Jy kry hom in 2 verskillende formate. Jy kry hom in die SVB Extreme en die SVB Extreme Fine. Nou vir die baie klein vis wat in die dam is die manne baie lief vir hier fyn voer, want daai klein visie se maag is baie klein en dan kan hy nie baie van daai voer optel en sy maagie volmaak nie. Nou dis alles in 'n neutedop en so gaan ons oralste gaan. Ons het 5 groot dammetjies vir julle. Ons gaan begin natuurlik hierso by Valdam. Daar gaan ons Rietspruit toe. Daar gaan ons Bloemhof toe. Daar gaan ons Klippies toe en dan gaan ons Vaalrivier toe. Elke week gaan ons vir julle wenke gee. Ons gaan na die plekke toe ry, ons gaan die roadtrip maak. Ons gaan vir julle al die group deurgee van wat ons dink jy het nodig om by hierdie oewers te hengel. Gaan geniet dit. Dit is nou visvangtyd, nou wat die weer gaan begin afkoel, is van die jou grootes begin byt. Ek hoop julle geniet dit. Sien julle volgende keer. Nou ja, julle, as julle ooit in die rigting van Valdam kom en julle is dalk hier so by Denhuis wil maak, 'n stop by Denhuis Butchery of Slaghuis in Delhi. Sien hier's enige iets van boerseep, ouma se koekies, ingelegde vrugte, olywe, biltong tot vir die hondebene, tot pilletjies wat jy laat beter voel. Perske vrugte. Lekker. En natuurlik waterkoeldrank, enigiets soos 'n ervaring, bring jou vrou, kry so 'n paar punte by, bring haar hier na toe.